Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, the Goeiedag name allemaal. of Ek God. hoop julle het 'n geseënde dag sover. Nou ons het nou by dag 2 en die tema is om God te koninkryk eer te stel in ons lewe. In hierdie klein dorpie Willow-Brook was die kinders bekend vir hulle baie energie. Hulle het deur die strate gehardloop soos 'n strome water na swaar reën. Dis voor. In elke rigting kies. Nooit lank genoeg gestop om te luister nie. Een oggend het die dorpsklok as gewoonlik gelui. Die burgemeester het aangekondig: vandag moet elke kind in 'n lyn kom. Nie vir 'n straf nie, maar vir 'n doel. Die kinders het geproe. Om in die lyn te kom beteken reël. En 'n reël het hulle verveel. Maar die nuuskierigheid was groter as hulle ontevredenheid oor nog 'n reël. So het hulle tog in die plein bymekaar gekom. In die begin was alles deurmekaar. Sommige het vorentoe gegaan, ander het agtergebly en paar het probeer wegsluip. Maar tog gebeur iets onverwags. Die dorp se storieverteller, ou Mira, het vorentoe getree. Sy het 'n lang goue lint vasgehou. Elkeen van julle, het sy gesê, gaan hierdie stukkie van hierdie lint vashou. Om in die ry te bly, is om verbind te bly. Die kinders het teen hulle wil gehoorsaam. Terwyl hulle saam geloop het, het die lint in die sonlig geklinter. Hulle het ontdek dat wanneer hulle in ritme beweeg het, die lint helder te blink. As een se hand getrek het of weggebreek het, het die lig verdof. Gou het hulle besef dat dit die ry nie oor beheer gaan nie, maar oor eenheid. Saam het hulle gevorm met 'n lintvorm, 'n sirkel, 'n ster, selfs 'n konkelpaadjie wat hulle na die rand van die woud gelei het.
teen die einde van die dag het die kinders gelag en terwyl hulle in die ry gemarseer het. Nie omdat hulle gedwing was nie, maar omdat hulle iets pragtig geleer het. Wanneer hulle saam beweeg het, kon die skoonheid geskep wat groter is as wat enige enkele kind alleen kon doen. Van daardie dag af, wanneer die klok lui, het die kinders nie uitmekaar weggehardloop nie. Hulle het in die ry gekom, gretig om te sien wat 'n nuwe wonder hulle eenheid sou openbaar. Net so is dit met die belangrike dinge van die hemelse koninkryk. Om in lyn te kom is om van grote betekenis en 'n doel vir ander te wees. Kom ons bid. Ons hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie boodskap. Mag ons hierdie boodskap kan lei wat U wil vir ons leer. Vra dat U asseblief saam met ons sal wees, waar U woord oopmaak en ons dit kan word. My gebed in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou ook 'n teks van nou is Handeling 1 vers 6 tot 8. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. In hierdie teksvers wat die disipels se fokus steeds op die koninkryk wat Jesus vir Israel sou oprig. Hulle het aanhou glo dat Jesus die Romeinse ryk tot die einde sal bring en op die werklike aardse kroon van Dawid sou sit. Maar Jesus het hulle oë laat wegkyk van hulle aardse begeerte en wense. Jesus het vir hulle gesê dat die tye of geleenthede nie vir hulle is om te weet nie. Jesus se fokus was die sending van sy disipels. Hy verander die gesprek na die Heilige Gees, wat hulle sal gee om goeie getuienis vir hom te wees en hoe hulle die evangelie aan die wêreld moet vertel. Die vraag is, watter belangrike dinge neem die meeste van jou tyd en energie? Is dit jou werk? Is dit jou
stokperdjie? Is dit jou hartliefde om die evangelie te verkondig? Voordat hy na die hemel opgevaar het Christus aan sy disippels hulle opdrag gegee. Hy het aan hulle gesê dat hulle die dra moet wees van sy brief waarin hy aan die wêreld al die skatte van die ewige lewe bemaak het. Hy het aan hulle gesê, julle was getuienis vir die wêreld van my lewe, van opoffering. En julle het my werke vir Israel gesien. En al het my volk geweier het om na my toe te kom, sodat hulle lewe kan hê. Al het die priester met my gemaak het, soos hulle wou, alhoewel hulle my bewerp het, sal hulle nog 'n geleentheid hê, geleentheid kry om die seën van God aan te neem. Julle het gesien dat ek almal wat met belydenis van sonde na my toe kom, gewillig ontvang. Hom wat na my toe kom, sal ek beslis nie uitgewerk nie. Aan julle, my disippels, betrou ek hierdie genade boodskap toe. Dit moet aan u beide, die Jood en die heidene gegee word. Eers aan die Israel en dan aan die alle nasies, tale en volke. Almal wat glo moet in een plek versamel word. Die Handelinge van Apostels, bladsy 27 en 28. Vergelyk Jakobus en Johannes se vraag. Handeling 1 vers 6. Die wat by mekaar kom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Markus 10 vers 35 tot 37 sê, en Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, het na hom gekom en gesê, Meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen wat ons u ook al mag vra. En hy sê vir hulle, wat vir julle hê, moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, gee aan ons dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan u reg en een aan u linkerhand. Nee, so die disippels in Handeling 1 vers 6, dat Johannes en Jakobus se gedagte besig gehou deur aardse dinge, selfverheffing en eie ek, en hoe ander hulle sou beskou. Hulle gedagte was alles wat nou gebeur, en het nie gefokus op Jesus se tending. Jesus antwoord die disciples, Handeling 1 vers 7, en hy antwoord hom, dit kom julle nie toe om die tye
van die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Jesus se antwoord weer klim ook in ons tyd vandag. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die toekoms nie. Alhoewel 2026 onseker en onvoorspelbaar lyk. Met Amerika wat wie binne geval het en die president paar gevangenes geneem is. Met Suid-Afrika wat nie versigtig is met hulle woorde teenoor Amerika nie. En wat Suid-Afrika moontlik as hulle vyand beskou, sê Jesus nog steeds vir ons, dat ons nie ons hoef te bekommer oor die dag van môre nie. Ons hemelse Vader is in beheer en sal sy hand oor sy kinders hou. Ons moet ons fokus eerder draai na die opdrag wat Jesus vir ons gegee het. Om die ewige evangelie te verkondig aan die wêreld wat nie gereed is vir Jesus se kom nie. Die evangelie opdrag is die groot tendingboodskap vir Christus se koninkryk. Die disipels moet met toewyding werk om siele te wen deur aan almal die uitnodiging van genade te bring. Hulle moet nie wag by die mense om na hulle toe te kom nie. Hulle moet met die boodskap na die mense toe gaan. Die Handelinge van Apostels Lase 28. Ons is vandag nog dieselfde. Ons dink dat mense na ons toe moet kom. Maar die grootste tending om te sê in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disipels van alle nasies, die doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om hulle te onderhou wat ek julle beveel het. Dit is onbybel om te dink dat ons hande gevou moet te sit en wag dat mense na ons toe moet kom, voordat ons hulle die boodskap van die genade kan gee. Die groot tending opdrag begin met die werkwoord. Kom ons kyk gou na Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Die disipels in Handeling 1 vers 6 was steeds gefokus op hulle eie en aardse doelwitte, om ons klaar te raak van die einde Romeinse ryk. Hulle het vergeet dat Jesus hulle baie keer gewys dat hulle nie op aardse dinge moet fokus nie, maar hulle moet hulle oë op die ewige hemelse dinge. Hulle moet hulle
geestelike oë hou op die koninkryk van God en alles wat dit insluit. Die koninkryk van God het 'n missie, bestemming en visie fokus en 'n duidelike doel. Slegs deur midde van die Heilige Gees se inwoning kan hulle die bestemming van Jesus voltooi. Maar dit kan hulle slegs doen as hulle nie fokus op aarde dinge nie. Soms soek ons ook eers dit wat aarde is. Dit wat ons dink is belangrik. Ons moet harte sweet en werk vir ons kos op die tafel en vir die klere om op ons lywe om te kan lewe. Maar die Here vra dat ons fokus eers moet hou op die koninkryk van die hemel. En God sal in ons daaglikse behoefte voorsien. Daarom kan ons sien dat Matteus 6:33 baie meer verduidelik in Handelinge 1:6-7. Kom ons kyk verder ook na Prediker 3:1-11, Nuwe Lewensvertaling. Daar is vaste tye vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te ruk wat geplant is. Tyd om dood te maak en tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te huil en tyd om te lag. 'n Tyd om te treur en tyd om te vreugde te dans. 'n Tyd om jou saad te saai en tyd om jou saad terug te hou. 'n Tyd om te onthou en tyd om weg te bly van die onhoude. 'n Tyd om te soek en tyd om te verloor. 'n Tyd om te pas en tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om vas te werk. Tyd om stil te bly en tyd om te praat. Tyd om lief te hê, tyd om te tyd vir oorlog en tyd vir vrede. Watter deel is daar vir die een wat iets doen wat hom vermoor? Ek het nagedink oor die taak waarmee God die mens belas. Hy het alles mooi gemaak. Hy het aan die mens 'n visie gegee van die ewigheid. Toch kan 'n mens nie die volle omvang van ons se werk van begin tot einde verstaan. Volgens hierdie gedeelte het tyd 'n baie belangrike rol. Daar is tyd vir alles onder die son. Ons moet ons tyd op die beste manier gebruik. Seker maak
ons spandeer die regte tyd in persoonlike lewe om te oorleef. En ons spandeer die regte tyd in die verspreiding van evangelie. Die disipel moes hulle werk in die naam van Christus doen. Hulle woord en elke dag moet die eendag daarop bevestig dat sy naam daardie krag wat lewe gee. Net waardeur sondaar gered kan word. Die swaar punt van hulle geloof moet in hom rus wat die bron van genade en krag is. In sy naam moet hulle gebede na die verloste opstuur en hulle sal verhoor word. Hulle moet doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Christus se naam moet hulle 'n wagoord wees. Hulle teken vir die eenheid. Hulle gesag vir hulle optrede en die bron van hulle seksie wees. En sy koninkryk mag nie erken word wat nie sy naam dra nie. Aan die Handelinge van Apostel Plaas 11. Oortuig die Heilige Gees jou dat wat vir jou belangrik is in hierdie lewe. In hierdie laaste dae ook die dinge is wat belangrik is vir Jesus Christus. Ek nooi jou uit om saam met my te bid dat God ons help om alle wat vir sy koninkryk belangrik is, ook in ons lewe as belangrik te raak te sien. Dan bid die gebede lei. Ons gee ons persoonlike keuse en besluite oor aan Jesus as ons Heer. En ons vra dat God sy koninkryk ons belangrikste keuse maak. En ons vra, o Here, dat U ons sal help, dat U koninkryk ons beste besluit of 'n keuse sal wees. Bid saam, o Here, open ons oë deur die Heilige Gees, sodat ons die eenheid kan wees in U sending vir ons. En ons bid, o God, dat U ons U harte sal gee vir U belangrike ewige dinge. En ons bid vir die belofte van die Heilige Gees, sodat ons U getuienis kan wees oral waar ons gaan. Ons bid dat die belangrikste besluite en keuse vir Christus se koninkryk. Ons bid dat Christus se hart vir die verlore ons harte sal word. Ons dibat in ons Vader, dankie dat ons nou ons harte oormaak. En ons harte vir U kan gee, sodat U ons kan gebruik. Nie net vir my, maar vir almal wat luister, om
ook evangelie gaan vertel van Jesus en liefde. Nadat jy saam ons sal weet, die res van die dag, bid jy sy naam aan jou. Come thou fount of every blessing,